naam van die Here en die aarde geskaap het. Genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam, broer en suster, Psalm 72 vers 1. Dit is met die oog op Sondag 47, laat die naam geheilig word. 72 vers 1. Die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Liefde broer en suster, ons luister voluit na die wet van die Here. Ons wil voluit aan die Here gehoorsaam wees. Het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie,
Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ook met die oog op Sondag 47 laat u naam geheilig word, kan ons Psalm 105 vers 1 en 2 ook gebruik om te antwoord op die wet. Ons sing dan nou saam vers 1 en vers 2 en daarna bid ons saam. Lof die Vader in die hemele, ons kom voor u en vra allereers dat u naam in ons en deur ons geheilig word. Gee ons, Here, die genade om u reg deur u woord te ken, sodat ons nie 'n afgod van ons eie maak en aanbid nie. Ons kan so maklik hierdie afgod wat ons self gemaak het, aanbid en dan dink dat ons u aanbid. Dit is hoe vol sonde ons is en hoe maklik ons lewe kan ontspoor. Maak ons oë oop om u krag en u barmhartigheid in al u werke te sien, beide in die skoonheid van die skepping en in die misteries van u voorsienigheid in ons lewens. Ons Vader in die hemele, ons leer u juis beter ken in hierdie dinge, wat u toelaat in ons lewens, wat ons nie altyd kop of stert van kan uitmaak nie. Juis wanneer ons met u worstel oor hierdie onverstaanbare, mysterievolle dinge in ons lewens. Juis daar is dit dikwels waar ons u vind en u waarlik leer ken. Hemelse Vader, ons bid dat u ons harte so sal regeer, dat ons ganse lewens, elke geheime gedagte, elke gesproke woord en elke openbare daad u sal eer. Laat niks in ons optrede veroorsaak dat u heilige naam belaster of bespot word nie. Laat ons lewens eerder 'n lewende offer van lof wees, sodat ander ons goeie werke kan sien en u ons Vader in die hemel kan verheerlik. Ons kan u en u naam net eer deur ons Here Jesus. En in sy naam bid ons ook vir uitkoms in ons landboubedryf. Ja Here, u weet watter krisis woed daar buite met die back-end closure. Daarom bid ons dat u ons genadig sal wees in Christus. Ons bid vir 'n regering wat dit met behoorlike erns sal bestuur. Maar ons bid ook
En ons doen voorbidding vir daardie mense van Mosselbaai en Jeffreys Baai, want U het ons opgeroep, ook deur ons meerdere vergadering om te bid vir hulle. Here, gee ook daar uitkoms en verligting. Baie dankie dat U ons nodige draad in die besluite wat ons geneem het. Dit is nie mensewerk nie, dis alles net U werk. Deur Christus aanbid ons U, deur Christus ken ons U, en deur Christus het ons U lief. En daarom bid ons hierdie gebed in sy naam. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees 2 gedeeltes uit die woord van die Here met die oog op Sondag 47 as die teks. Dis leerprediking, so jou teks is altyd Sondagsafdeling. Nou ja, dit gaan hier in Handelinge 7 vers 54 tot 60, die voorafgebeure is hoe Stefanus verhoor word deur die Sanhedrin. Stefanus was die eerste diaken van die gemeente in Jerusalem, en Stefanus is uiteindelik ook die eerste martelaar van die Nuwe Testamentiese kerk. Vers 54, die 2020 vertaling, toe hulle dit hoor, dis die mense wat die vonnis moet voltrek, was hulle woedend in hulle harte, en het hulle op hulle tande begin kners oor hom, dis nou oor Stefanus. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen, en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het luidkeels geskree, hulle ore toegedruk en soos een man op hom afgestorm. Nadat hulle hom uit die stad uitgesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuies het hulle boklere neergesit by die voete van 'n jong man bekend as Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy uitroep, Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieë geval, met 'n harde stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Nou daardie man, Saulus, by wie se voete hulle klere neergesit het, loop dieselfde pad as Stefanus. Hy sou dit nooit kon gedink het nie. Daar is baie jare, moontlik selfs 30 jaar tussen hierdie twee gebeure. En dan skryf Paulus as volg in 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 23 tot 33 ook van die 2020 vertaling. En hy skryf hier oor die sogenaamde superapostels wat in Korinthe aangekom het en gesê het hulle is beter as Paulus. En wat die gemeente eintlik op 'n dwaalspoor begin verlei het. En hy praat nou van daardie superapostels in die eerste vers, en hulle was glad nie kinders van die Here nie, hulle het nie die Here liefgehad en gedien van hulle nie, soos Paulus nie, daar was van hulle wat ook die Here geken en gedien het. Maar Paulus spreek die probleem by die gemeente aan, en hy sê vir hulle, is hulle hierdie mense wat julle nou so hoog wil ag, dienaars van Christus? Nou sê hy, nou praat ek sonder verstand, want dit is deel van 'n tegniek wat hy gebruik in daardie hoofstuk, ek nog meer oorvloediger in harde werk, meer dikwels in die tronk, uitermate geslaan, en dikwels in doodsgevaar. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag lank het ek die diepsee trotseer, dikwels op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op see, gevare onder vals broers, met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. En afgesien van nog ander ongenoemde dinge, is daar daaglikse druk op my kommer oor die gemeentes. Wie is swak en ek is nie ook swak nie.
wie kom tot struikeling en ek brand nie van ontsteltenis nie. As daar dan gespog moet word, sal ek oor my swakhede spog. God die Vader van die Here Jesus, wat lofwaardig is tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. Tot sover. Dan ons teks, Sondag 47, dis deel van die reeks oor die Onse Vader as 'n gebed. Die eerste bede, wat is die eerste bede? Laat u naam geheilig word. Wat beteken dit as jy bid, laat u naam geheilig word? Gee allereers dat ons u reg ken en dat ons u heilig roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Bid reg. Baie sal sê, net om te bid is reg. Verkeerd. Nie alle gebed is reg nie. Bid reg. As jy God nie reg aanspreek nie, bid jy nie reg nie. God is nie liewe Jesus nie. Die Here Jesus is waarlik een van die persone in die drie-eenheid en hy is ware God. Maar hy sê nie dat ons hom moet aanspreek nie. Hy sê ons moet in sy naam vra van die Vader. En wanneer hy bid, dan bid hy tot die Vader. Bid reg as jy gehoor wil word. Maar bid ook reg in hierdie opsig. Moenie by jouself begin nie. Moenie begin met wat vir jou belangrik is nie. Vergeet van jouself 'n bietjie in die gebed, veral aan die begin. Die Here Jesus gee vir ons 'n gesagvolle voorbeeld in die Onse Vader. En dan leer hy ons, daar is dinge wat vir God belangrik is, wat eerste moet kom in die gebed. Sy naam, sy koninkryk en sy wil. En al daardie goed beteken 'n groot klomp dinge. Wat is die eerste van daardie dinge? As 'n mens praat van sy naam, sy koninkryk en sy wil. Wel, die Here Jesus sê dit ook in die orde wat hy vir ons gee. Sy naam staan tog eerste. En dan die koninkryk en dan sy wil. So dis eenvoudig, broer en suster. Ek kan ook gevra het, bid jy reg? Bid jy so? Bid jy dat God eerste kom, begin jy by God se naam. Weet jy wat ek bedoel? En dan ons tema, ek bid vir 'n lewe tot eer van sy naam. Daar is 3 punte. Die eer van sy naam moet my naby aan die hart lê. In die tweede plek, ek bid ook met die eerste bede om hom reg te ken. En in die derde plek, gee my 'n lewe wat u eer. Dis oor die algemeen, oor honderde jare aanvaar, oor mooi wat ek gesê het, honderde jare, minstens vir 500 jaar aanvaar as die indeling van Sondag 47, van wat ons glo die Here Jesus bedoel het met die eerste bede. Die Here Jesus sê ons moet bid, laat die naam geheilig word, en ek wonder of ons weet wat dit beteken om die naam van die Here te heilig. Die naam van die Here kan tog net geheilig word as ons as mense weet wat dit beteken. Dit beteken nie, hy sê nie, ons met die naam van God heiliger maak nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan nie die naam van God heiliger maak nie, want God is heilig en God is sy naam. Ek en jy kan God se naam nie heiliger maak nie. Dis so goed, ek sê vir jou, gaan maak die son helderder, of gaan maak die son warmer.
Ons almal weet, dit is totaal onmoontlik. Die son is warm en die son is lig. God is heilig. So ek en jy moet die naam van God heilig, nie heiliger probeer maak nie. Ons doen dit deur hom te roem en te prys. Mense dink dit beteken ek sê in my gebed, ek loof en prys U. En dan is hulle daarmee oor die algemeen tevrede. Maar môre sê hulle weer, ek loof en ek prys U, as dit aan die begin van hulle gebed is. As iemand vir jou dieselfde ding oor en oor sê, hoor jy dit nog? Glo jy dit nog? In die hart van die saak kan God oordeel oor dit wat ons nie kan oordeel nie, en dis die hart van die mens. Hy kan sien of dit opreg is. Maar daar is baie meer wat ek kan doen, as ek nie lui is nie. Ek kan baie meer doen om die naam van God te heilig. As jy bid dat die naam van God geheilig moet word, jy 'n kragtige wapen, want wanneer jy bid dat sy naam geheilig moet word, bid jy dat daar ook weerstand moet wees en oorwinning moet wees teen die sondige wêreld en die bose, en dat hy daardie oorwinning oor die sondige wêreld en die bose nie net vir ander mense moet gee nie, maar vir jou wat dit bid. As jy in 'n situasie is wat jy kan sien hoe dat daar teenstand en vyandskap is teen jou, omdat jy 'n gelowige is, en jy bid, laat U naam geheilig word. Laat ek U naam heilig. Jy 'n kragtige wapen. Dis immers die almagtige God wat jy aanspreek en wat jou gebed hoor. Wanneer kinders op 'n skoolgrond in 'n geveg betrokke raak, dink ek is een van die mees algemene redes waarom dit gebeur het. As jy vir hulle vra, hoekom beklei julle, dan sê hulle, hy het gesê my pa is so. Of hy het gesê my pa is arm. Of hy het gesê hy hou nie van my ma nie. En 'n kind weet, daar's iets in hom wat loskom wat sê, maar ek moet opstaan vir my pa of my ma. Ek moet hulle verdedig, ek moet hulle beskerm. En tog laster mense in ons teenwoordigheid die naam van die Here. En tog praat mense nie die waarheid oor die Here nie, maar dit pla ons nie. Mense sal dinge sê oor die Here, en dit word deesdae gedoen, selfs onder die noemer van kerk en teologie. En dit pla ons nie. Ons los dit maar. Ons bly maar stil. Wanneer gaan ons opkom vir sy naam? Wanneer gaan ons sy naam heilig? Maar wanneer ek bid, laat die naam geheilig word, bid ek ook om hom te ken. Ek ken die Here, dominee. Ek ken die Here vandat ek 'n kind is. Jy ken sy naam. Ken jy sy naam of ken jy hom? En ek het dit nou gesê, hy is sy naam. Maar jy sien, jy kan die woorde ken. Jy kan al die regte woorde ken, en jy kan selfs al die regte woorde ken wat mense, soos wat jy dit maar gehoor het, altyd bid. En jy gebruik dit ook in jou gebede. Maar het jy 'n persoonlike verhouding met hom? Ken jy hom werklik as die Vader en die Seun en die Heilige Gees? As jy 'n bladsy moet skryf oor die Vader in jou lewe, en 'n bladsy moet skryf oor die Seun in jou lewe, en 'n bladsy moet skryf oor die Heilige Gees in jou lewe, hoe sal jy vaar? Sal jy dit regkry? Wel, jy behoort te kan. Wil eintlik vir jou sê, jy kan jouself gaan toets. Ek sal vir jouself daarna kyk as jy wil. Ek wonder hoeveel van ons sal 'n volle bladsy geskryf kan kry, of selfs meer. Want ons behoort te kan. Het jy raak gesien wat gebeur hier in ons belydenis?
Kyk net na die werkwoorde as jy wil weet wat jy moet gaan doen hierna. Daar staan dat ek u ken, u heilig, u roem en prys, en dan indirek op ons van toepassing die volgende werkwoorde wat sê, u naam, dat u naam nie ter wille van ons gelaster sal word nie, en dan word daar nog bygevoeg, maar ook geëer en geprys sal word. Dis baie. Dis 'n geweldige dis 'n geweldige opdrag om so op te tree, nie net voor Christene nie, maar teenoor alle mense, dat hulle voor jou en agter jou, nie vir jou nie vir jou sal raak sien nie, maar dat hulle werklik die eer aan God sal gee vir wie jy is en wat jy doen. Wanneer mense God nie ken nie, sê hulle dinge van God wat sy naam ontheilig. En dit gebeur deesdae baie vanuit kerke se kring. Mense sê dinge oor die Here, oor die God wat ons liefhet. Hulle sê hy is 'n God wat sekere dinge toelaat en sekere dinge verdra, maar hulle ken hom nie. Dis nie tot die eer van sy naam nie, inteendeel, dit is tot die oneer van sy naam. Dit maak dat die wêreld God verag en nie ag nie. Jy moet diep in die geheimenis van wie God is probeer indring. En die wonder is, hy wil ook hê ons moet dit doen en hy maak homself oop deur die Bybel, sy woord. Dierbare, kosbare mense, wat vir my sê, ek bid net. Hoekom lees jy nog jou Bybel? Het vir my gesê. Jy lees hopeloos te veel Bybel. Jy moet eintlik meer bid. Dat daar 'n misteriese eenwording tussen jou en God kan plaasvind. Ek kan God nie ken nie, as ek nie my Bybel verslind nie. Ek kan nie weet wie hy is, as my neus nie minstens vir my gevoel, hoe dit nou in my lewe werk, net wanneer ek persoonlik lees, 'n uur in my Bybel is. En dan praat ek nie van die tyd wat ek besig is op ander tye met die woord van die Here nie, vir my persoonlik. Hoe kan ek weet wie hy is? Hoe kan ek hom aanbid as ek hom nie ken nie? As jy God se groot werke ontdek, dis nie net in die skepping nie, broer en suster, dis baie dinge wat genoem word in ons belydenis. Dan gebruik jy daardie dinge en jy gebruik selfs die Bybel om sy naam te eer. 'n Baie goeie voorbeeld is Psalm 115 vers 1. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe, want dit is u wat liefde en trou bewys. Dit is 'n eenvoudige vers, jy kan hom memoriseer en jy kan hom gebruik. Daai lys in ons belydenis sê, wanneer laas het jy vir God gesê, ek loof u oor u geregtigheid, oor u liefde, oor u heiligheid, oor u almag, oor u alomteenwoordigheid, oor u grootheid, oor u trou, oor u woord, oor u skepping, oor u verlossingsdade. Dis daar, dit word gedoen in ons belydenis. Dis broer en suster, kies een van hulle, soek dit op jou telefoon, wat beteken die liefde van God, kies 3 tekste, lees hulle, en nadat jy hulle gelees het, gaan bid oor die liefde van God. Môre vat jy die volgende een, en die dag daarna die volgende een, en die dag daarna die volgende een. Jy doen dit so. En dan begin jou gebedslewe verander, want jy aanbid God in waarheid. Dis 'n baie groot voorreg om God werklik reg te ken. Ons word daarmee hier groot. Ons stoei en ons stry
om die waarheid hier by ons te hou en te bewaar. Dis iets kosbaar wat jy moet raak sien en met ander mense moet deel. Dis vinnig besig om 'n harde werklikheid en 'n realiteit onder Afrikaans sprekende mense te word. Ek sê vir u regheid en duidelikheid, duidelik, maar vanuit 'n plek van geweldige groot nederigheid. Nie almal is meer reg nie. Jy moet gaan meet aan die woord van die Here. Beteken die uitverkiesing nie juis dat daar is ook mense wat nie uitverkies is nie? Dat daar ook mense is wat verlore gaan. En jy kan in die kerk wees en jy kan verlore gaan. Want jy ken nie die ware en die regte God nie. Jy ken 'n afgod na die maaksel van 'n valse teoloog, 'n valse leraar. Ken jy God werklik? Meet jy dit wat jy Sondag na Sondag hoor aan jou eie Bybel of die ware God aan jou geopenbaar is? En die derde plek, gee my 'n lewe wat u eer. Ek bid om te leef. Ek bid om te kan leef. En ek leef om te bid. Ek kan nie leef as ek nie bid nie. As ek nie bid nie en ek probeer leef, dan maak ek 'n gemors daarvan. Ek bid om te kan leef, want ek vra vir die leiding en die werking van die Heilige Gees. Ek bid dat God my sal help om sy naam te eer en te heilig. En dan bid ek hom en ek vra, Here, spaar my kinders se lewe, my nageslag se lewe, my lewe, dat u geëer kan word. Ek is nie die doel nie. God gebruik my as 'n middel om hom te eer en te verheerlik. Daar is 'n baie mooi lyn van verbintenis wat God self lê tussen die bebloede diaken en die gebroke apostel. Die bebloede diaken is 'n godsman wat die Here ken en liefhet. En die mense, as hy klaar Christus verkondig het aan hulle, knars uit haat op hulle tande, hulle vat die klippe en hulle gooi hom aan flarde. Hulle verbrysel sy liggaam, en hoe meer hulle hom tref, klip na klip, lyk hy vir hulle al aakliger en verwerplik, monsteragtig, gebroke, stikkend gegooi. En hulle haat hom des te meer. Nie net oor wat hy sê hy glo nie, maar ook hoe hy lyk. En die man wat daar staan, wat dit alles goedkeurend beheer, aangestel deur die Sanhedrin, in sy pragtige, eerbiedwaardige klere, met sy sterk houding, 'n pragtige figuur, maar 'n aaklige mens. Kan niks van die skoonheid in die bebloede diaken sien nie. Niks goddeliks nie. Niks. Dat hierdie man uiteindelik God verheerlik deur elke woord wat hy spreek nie. Hy hoor dit nie. Hy sien dit nie. Hy sien net iemand wat verwerplik is. Uiteindelik, jare later, nadat hy op pad na Damaskus toe, daar die hemelse ervaring gehad het, is Paulus die man wat sê, ek trek hierdie pragtige klere wat ek gehad het uit. Ek is nie so waardig nie. Ek is nie so grand nie. Ek is nie wat ek voorgee om te wees nie. Ek is 'n gebroke mens. As hy die Here Jesus, waarvan Stefanus daardie dag gepraat het, begin leer ken, dan voel hy hom klein, en dan sê hy, elke keer, as ek jou moet vat, broer en suster, en ek sou sê, dit is die ekwivalent van 'n sambok.
vandag. En ek maak jou vas. En ek slaan jou 39 houe oor jou rug. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie. Gaan jy Christus nog lief hê? As jy in die oop see rondgedobber het, as jy nie kos gehad het om te eet nie, as jy in jou gesig gespoeg is, soos die Here, as mense jou haat, waar jy eens so waardig was, sou jy Christus nog lief gehad het? Sou jy nog sy naam geheilig het? Jy sien, eventueel het hierdie man, wat eens daar gestaan het, 'n gebroke apostel geword vir die Here Jesus Christus. En kon hy in die woorde van daardie stikkende mens, kon hy verstaan, waarlik, Christus is God. En daarom skryf hy vir die Korintiërs en hy sê, en hy noem dit nie om homself te verheerlik in hulle eie oë nie, my lewe het verander. God wat ek nie geken het nie, ken ek nou. En mense wat gebroken is, mense wat stikkend is, mense wat verbrysel is, maar wat hom werklik ken, is eerder die mense wat ek ook wil ken. Dis broer en suster, hy skryf later in sy geestelike testament die volgende vir Timoteus. Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Hy het my krag gegee. Beledig, maar God was my genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek gedoen het nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde, wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon, en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo, om die ewige lewe te verkry. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, ewige God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Lewe jy so? Kan mense so duidelik aan jou lewe sien dat jy God ken? Soos wat mense kon sien aan die lewe van Paulus dat hy kon skryf. Kyk na my. En toe was hy 'n gebroke ou man. Kyk na my. Ek probeer God se naam heilig. Dis nie net woorde in 'n gebed nie. Dis nie net loof en prys nie. Dis 'n hele leefwyse. Gebruik die tyd wat die Here vir jou gegee het. Heilig sy naam. Laat u naam geheilig word. Wees bereid om sy naam te heilig. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 18 vers 13 en vers 14 met die oog op Sondag 48 van ons belydenis. My
lees saam, broer en suster, Openbaring hoofstuk 8. Ek lees weer uit die 2020 Afrikaanse vertaling. En toe die lam die 7de seël oopbreek, daar is mos die 7 seëls, en dan uiteindelik word dit opgevolg bakke van trompette. Toe die lam die 7de seël oopbreek, het daar vir ongeveer 'n halfuur lank stilte in die hemel neergedaal, en ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en aan hulle is 7 trompette gegee. 'n ander engel het nader gekom met 'n goue wierookbak, en by die altaar gaan staan. Baie reukwerk is aan hom gegee, om saam met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te gaan offer. Die rook van die reukwerk het saam met die gebede van die heiliges uit die engel se hand voor God opgestyg. Die engel het toe die wierookbak geneem, dit met vuur van die altaar afgevul en dit op die aarde uitgegooi. En daar was donderslae, drenings, weerligstrale en 'n aardbewing. Die 7 engele met die 7 trompette het gereed gemaak om daarop te blaas. Die eerste een het op sy trompet geblaas, en daar was haal en vuur, gemeng met bloed, en dit is op die aarde uitgegooi. 'n derde van die aarde is verskroei, 'n derde van die bome is verskroei, en al die groen gras is verbrand. Die tweede engel het op sy trompet geblaas, en iets soos 'n enorme berg, wat vlammend brand is, in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword, 'n derde van die lewende wesens in die see het dood gegaan, en 'n derde van die skepe het vergaan. Die derde engel het op sy trompet geblaas. 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval en op 'n derde van die riviere en op die fonteine. Die ster se naam is Wilde Als, en 'n derde van die waterstrome het soos wilde als geword. En baie mense het van die water dood gegaan, omdat dit bitter geword het. Die 4de engel het op sy trompet geblaas, en 'n derde van die son, 'n derde van die maan, en 'n derde van die sterre is getref, sodat 'n derde van hulle verduister is. Vir 'n derde van die dag was daar nie lig nie, en net so was dit ook in die nag. En ek het gesien, en ek het 'n engel wat hoog in die lug vlieg, met 'n skril stem hoor roep, wee die bewoners van die aarde, wanneer die ander 3 engele binnekort met 'n geskal op hulle trompette blaas. Wat is die tweede bede? Laat die koninkryk kom. Dit is regeer ons deur die woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar die kerk en laat dit groei, vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen u opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van die ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. 'n Mens moet hare op jou tande hê, as jy Openbaring lees. Openbaring is 'n geweldige boek, maar ook 'n ontsaglike belangrike boek om te lees. Dis 'n boek wat ons, net soos al die ander boeke van die Bybel, moet verslind. Nou, Openbaring moet ons nie afskrik omdat ons dink dat dit is onverstaanbaar nie. Daar is selfs 'n persepsie dat dit vir mense gevaarlik is. In Openbaring lees ons eers van die seels wat oopgemaak word, die 7 seels. En dan uiteindelik is daar die 7 trompette wat gaan blaas. En ek dink die boek Openbaring skrik mense juis af, omdat ons ook daarin gekonfronteer word met 'n God wat mense nie ken nie. 'n God wat nie aan hulle verkondig word nie. Mense dink mos dat God is liewe Jesus. 'n man met 'n lang wit kleed, 'n vriendelike gesig,
en 'n baard. Dis nie God nie. Ons weet nie eens of die Here Jesus so gelyk het. Jy sien, die God van openbaring maak mense bang en ongemaklik. Die God van openbaring konfronteer mense met die werklikheid van hulle sonde en die wêreld waarin hulle lewe. En die God van openbaring bring mense tot by die punt dat hulle vir hulle self sê, ek kan nie so aangaan nie. As ek voor hierdie God moet gaan staan, wat gaan van my word? Nie die kort pad van liewe Jesus. En niks gaan gebeur nie. Daar gaan dinge gebeur in hierdie wêreld. Jy kan probeer wegkruip. Jy kan maar 'n gat gaan grou, 'n heuwel gaan soek om jou te bedek. Daar is nie 'n plek nie. Geen mens sal nie voor hom verskyn nie. Daar is 'n opvallende halfuur stilte in die hemel. En 'n halfuur is 30 minute. Dis maar baie kort. Maar daardie halfuur stilte is 'n genade stilte voordat die storm van God se oordeele oor hierdie wêreld gaan kom. En daardie halfuur stilte wat God wag, is daardie geleentheid dat die evangelie sy loop moet neem. Is daardie geleentheid vir mense om te sê, ek moet besin. Ek moet werklik dink oor my lewe, waar ek staan, wat my verhouding met God is. En ek wat deel van sy kerk is, moet vir myself sê, so wat doen ek regtig vir die Here? Want hy het my geroep. Ek is deel van sy kerk op hierdie aarde. Wat doen ek vir hom? Hoe staan ek in sy diens? Ons katekisme sê dat wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, dan bid ons dat hy deur sy woord met sy Heilige Gees in ons sal regeer, dat ons al meer en meer aan hom sal onderwerp, dat hy sy kerk sal laat groei, en dat hy sy kerk sal bewaar en laat groei, en dat die duiwel vernietig sal word en elke mag teen sy woord. En in Suid-Afrika is die mag teen sy woord dikwels deesdae dokter, professor, kerke, pastore, evangeliste, predikers, van alle soorte klere en geure. En almal maak aanspraak op die waarheid. Dit is nie eers meer altyd die heiden, die Moor en Mohammedaan nie. Die gevaar het geskuif. En mense is blind. Mense loop slaafs agter hierdie mense aan. En hoekom? Want die Bybels lê toegemaak op die bedkassie. Die Bybel word nie meer verslind nie, die Bybel word nog gelees, maar lukraak hier en daar, net om jou gewete te troos, ek het 'n versie gelees. En so gaan hulle versie vir versie deur die lewe en versie vir versie op die verkeerde pad. Hier 'n versie, daar 'n versie en die Bybel kan enigiets sê. En enigiets vir jou bewys met hier 'n versie en daar 'n versie. Want dit is nie in konteks nie. Wanneer ek bid, laat die koninkryk kom, dan bid ek dat God sy planne vir sy koninkryk sal bewaar het. Wie of wat is die koninkryk van God? Hy is nie die Engelse koning nie. Hoekom gebruik ek hom? Dis die een wat ek weet julle ken. Dis omtrent die enigste koning wat die meeste mense ken. Daai koning het in terme van wat die mag is, wat hy het in terme van die staat. Is nie meer die staat se hoof nie. Hy is nie amptelik die hoof van Brittanje nie. Konings het vandag nie meer mag of gesag nie.
Jy mag anders daaroor dink. Ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Om te sê dat konings het nie meer die uitvoerende gesag en mag soos jare gelede toe 'n koning oor 'n gebied geregeer het en hy het absolute mag gehad nie. Ons moet ook nie 'n vergelyking probeer aanlê tussen God en aardse konings. Dit is onmoontlik. Aardse konings se mag is beperk. God se koninkryk is immers 'n ewige koningskap wat geen grense ken nie. God is die koning van die ganse heelal en die ewigheid. Julle geweet in Hebreëus is die woord vir ewigheid olam. En dieselfde woord olam gebruik hulle om te verwys na die kosmos. En hulle aanbid God as die Melech olam, die koning van die ewigheid en die heelal. Vir hulle een konsep, een gedagte. Die ewige koning, die onbeperkte koning. Geweldige implikasies vir my persoonlike lewe. Wanneer iemand naby my hartseer is, baie siek is, en ek bid, dan glo ek dat die ewige, onbeperkte, onbegrensde koning, wat oor alles regeer, kan daardie persoon help, al is daardie persoon hoe ver van my al weg. Ek kan daardie mense bemoedig, by wie ek nie nou kan wees nie, en ek weet my God deur sy gees, wat die ewige onbegrensde God is, wat alomteenwoordig is daar. Dit het geweldige implikasies van hoe ek hom ken en sien as die ewige koning. Hy is onvergelykbaar. Hoekom bid ons dat sy koninkryk moet kom? Ek dink mense dink, dis die sendinggebed in die Onse Vader. Ons bid, laat u koninkryk kom. Here gaan maak gelowiges deur die Heilige Gees van die Soetos. Die mense daar in Piritona. Die mense daar aan die ander kant van die spruit. Gaan red wie daar wil gaan red. Ek sal selfs nog 'n paar rand gee daarvoor. Dis nie wat staan in ons belydenis nie. In ons belydenis staan daar, wanneer ek bid, laat u koninkryk kom, dan bid ek in die eerste plek, Here, bekeer vir my. Vir my vrou, vir my kinders. Ek het 'n sondige hart. Ek het 'n heidense hart. Hoekom moet dit altyd die ander mense wees wat tot bekering moet kom? Redding is hier nodig. In hierdie gebou. Vandag. Hier onder ons. Johannes die Doper het gesê dat die koninkryk van God het naby gekom en Jesus het daar gestaan. En uiteindelik sê die Here Jesus vir ons dat die koninkryk van God het gekom. Hy is hier. Hy is die persoon van ons Here Jesus Christus. Sy koningskap kan nie ingeperk word en kan nie beperk word nie. Hy regeer waar hy wil. Niemand kan hom keer nie. En hy regeer hoe? Deur sy woord en deur sy gees. As my Bybel op my bedkas hier lê, en ek maak hom net oop aan die einde van die dag om 'n vers of 2 daaruit te lees, was die woord van die Here die res van die dag in jou lewe gewees? Of is dit werklik die heel eerste keer wat jy by God uitgekom het? Aan die einde van die dag? Ek twyfel of jy tyd gegee het aan God deur die res van die dag. As jy tevrede is met net daardie bietjie aan die einde van die dag. Daarom het gelowiges deur die eeue eerder die dag omraam. Met selfs in die oggend en selfs in die aand dien die Here en tussendeur by elke ete. Jy's die hele tyd in God se teenwoordigheid, want jy's bewus van sy Heilige Gees en jy dien hom. Hy regeer oor jou ganse lewe. Sy koninkryk moet kom in my lewe. Dit is vir my kosbaar dat die Here beloof in Genesis 3, dat hy sal die kop van die duiwel
van die slang van ouds vermorsel. Ons het 'n lewendige stryd teen hom. Hy probeer my moedeloos maak en hy probeer my hom wantrou. Hy probeer my by die punt bring dat ek vir myself sê, hoekom Here? Ek wonder of die Here hier is om my nou te help. Want alles val uit mekaar. Dinge werk nie uit soos wat ek gehoop het nie. Of soos wat ek gebid het nie. En tog, broer en suster, ek en jy moet weet, die kop van die slang is vermorsel aan die kruis op Golgotha en die oorwinning is vas en seker. En God sal aan my ook die krag gee om in die geloof deur die werking van sy Gees vas te hou en hom te vertrou. Maar ek moet myself daarin oefen. En elke krisis in my lewe, elke sterfgeval in my lewe, elke siekte, elke seer in my lewe, is die oefening wat ek moet kry, dat ek God vertrou, dat ek my koning moet vertrou. Bid ek dan met die tweede bede nie ook dat, ook vir al die ander sondaars wat nog wedergebore moet word nie? Natuurlik. Ons bid ook daarvoor. Ons wil dit ook hê dat dit moet gebeur, dat die Here sy koningskap moet uitbrei ook onder ander mense, onder ander tale en volke en nasies. Ons begeer dit met ons hele hart, want daar is 'n uitverkiesing. En die uitverkiesing sê daar is mense wat verlore gaan, want nie almal is uitverkies nie. Maar die getal van die uitverkorenes moet vol word. Dis dalk daai vrou wat by jou in die huis werk. Jy daaraan gedink. En God wag. En jy sien nie die geleentheid nie. En die getal van die uitverkorenes word nie vol nie. Ons mis die geleentheid, broer en suster. Ons kan uitreik na mense wat hierdie stadium verlore is, dat die koninkryk van God in al sy krag en heerlikheid in hulle lewe kan deurbreek. Dat die getal van die uitverkorenes kan vol word. Ons glo dit. Ons sê ons glo dit. Dis in ons formuliere toe julle kind gedoop het. Toe het ons saam gelees. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Mense moet wedergebore word. Hoe gaan hulle wederbaar word? As ek en jy nie met hulle praat oor die koning van die koninkryk nie. Ons glo die regte dinge, dis in ons belydenis skrifte. Dis daar, dis in ons formuliere, maar ons pas dit nie altyd toe nie. In ons doopformulier staan daar ook, ek moet God aanhang, vertrou en lief hê met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand en met al my kragte. Ek moet van die wêreld afsien, my ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. Ons sê dit saam, ons glo dit saam, maar ons doen dit nie altyd saam nie. Ons bid vir 'n groeiende kerk met die oog op die wederkoms. Daar word gesê, hierdie kerk gaan ophou bestaan teen daardie tyd. En daardie kerk gaan ophou bestaan teen daardie tyd. Ek is altyd beïndruk wanneer ouens sulke somme kan maak. Dink hoeveel tyd het hy gevat om te gaan uitwerk, hoeveel lidmate het ons nou weer verloor, en dan maak hulle nou hierdie grand somme en projeksies, en hulle wys die goed vir jou. En dis absoluut nul werd. 'n Mors van tyd, want daar is 'n koning van 'n koninkryk, my Here en my God, die hoof van die kerk. In vroeër jare het mense ook dinge gesê oor die kerk en niks daarvan het gebeur nie. Hierdie is die Here wat sy kerk liefhet en vir sy kerk sorg. Dit bewaar en dit laat groei.
Waar is al die doemprofete wat oor al die jare al die dinge gesê het wat gaan gebeur met die kerk van die Here onder, sal ek dit dan maar nou so sê, 'n Afrika-taal sprekende president en regering. En steeds is die ware kerk van God hier. Hy leef. Nie dood gegaan nie. Ons is nie uitgewis nie. God bewys mense dikwels verkeerd. Ek bid nie vir die behoud van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika nie. Ek bid vir die behoud van die ware kerk. Ek bid dat die Here hierdie kerkverband sal seën, dat hierdie kerkverband op die regte pad bly. Ek sou nie hier gewees het en hier gepreek het, as ek nie meer gedink het, dit is die ware kerk nie. As ek gedink het, hierdie is nie meer die ware kerk nie, dan was ek nie hier nie. Dit verseker ek u. En hier is broers wat dit weet, wat dit eerstehands weet, vanuit die oortuiging van my eie hart, bid ek dat die koninkryk van God sal groei, dat hierdie gemeente ook sal groei. Ons kan nie 'n gemeente wees wat kleiner word nie, want die koninkryk van God moet groei. Laat u koninkryk kom en ja, dis nie net groei in geloof nie, maar ook in getalle. God wag, broer en suster, daar is 'n stilte. Stilte voor die storm. Die ware God moet mense leer ken. Hulle ken nie die ware God nie. Gaan ek die kerk red? Nee, ek kan nie. Die Bybel sê vir my, dat die kerk van die Here is uiteindelik bestem vir die nuwe Jerusalem. God bou die nuwe Jerusalem met sy hande en hy daal vanuit die hemel neer op hierdie aarde, 'n nuwe aarde. God bewaar en hy bou sy kerk en hy beskik vir ons 'n ruimte om sy kerk te wees. Ek en jy het die verantwoordelikheid om te bid, laat die koninkryk kom. En dan te werk in sy koninkryk. Moenie sê, ek is op pensioen nie. Ek het nie nou tyd nie. Ek sal eendag. Lees jy van pensioen gaan in die Bybel? Noem vir my een voorbeeld. Paulus. Paulus het nooit op pensioen gegaan nie. Elia, nooit op pensioen gegaan nie. Moses, nooit op pensioen gegaan nie. In die kerk van die Here gaan jy nie op pensioen nie. Jy's altyd in die diens. Daarom emeriteer 'n predikant, want jy's in die diens totdat jy jou asem op hierdie aarde uitblaas. Is jy in die diens van die Here dienend in sy koninkryk, omdat jy God werklik ken en hom liefhet? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, U wat oor die grote heelal regeer en alles bepaal en bestuur, soos wat dit goed is in U oë. Baie dankie dat U dit so beskik het dat ons weer vandag U woord kon hoor. Saam met skares van U dienaars oor die hele aarde. O Here, ons koning en ons God, ons bid vandag dat U koninkryk in sy volheid sal kom. Ons vra eers dat U ons deur U woord en Gees sal regeer en dat U enige opstandigheid in ons aan U sal onderwerp en sal diensbaar maak. Ons bely ons natuurlike neiging om te rebelleer en daarom vra ons die genade om ons en ons werke al hoe meer aan U te onderwerp. Laat ons oorgee aan U goeie en genadige heerskappy en ons lewens omdraai en gehoorsaam maak aan U wet en U woord. En hiermee bid ons vir die oorweldigende, kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewens. Here, bewaar en vergroot U kerk. U koninkryk is alreeds hier.
Maar baie van die koninkryk is ook nog nie in hierdie sondige tye sigbaar nie. Ons lewe in die bedeling van die reeds, maar die nog nie. Ons bid en lewe vir die dag wanneer die koninkryk in sy volheid by ons sigbaar is. Beskerm die volk waar hulle vervolg word. Versterk die prediking van die evangelie, sodat die uitverkorenes uit alle mense kan aankom en die getal van die uitverkore kinders kan vol word. Ons vra dat U die werke van die duiwel sal vernietig. Werp omver elke mag wat homself teen U verhef en maak elke mag stil wat U heilige woord wil ondermyn. Gee ons oorwinning oor ons eie inwonende sonde en die versoekings van hierdie sondige wêreld. Doen dit alles, Vader, tot daardie groot dag, wanneer Christus terugkeer, wanneer elke knie sal buig en wanneer U koninkryk sy volle volmaaktheid bereik, waar sonde nie meer is nie, en U alles in almal is. Daardie dag kom, want ons Here Jesus het eerste gekom. Dit is juis hoekom ons dit alles kan weet en glo, en dit ook in sy naam van U kan vra. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Geliefde broer en suster, ons gaan afsluit met Psalm 86 vers 5 en vers 6 en dit is ook met die oog op Sondag 48. Dan moet jy net gou weer vir my sit, ek het net so kort 2 afkondigingkies wat ek moet maak dat jy dit terwyl jy vandag hier is. Ja.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat verskyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Geliefde broer en suster, ek vra verskoning vir die onderbreking. Die jaarkalender